Ek wil vir u vriendelik vra om nou te luister sonder enige vooroordeel. Ek wil vir u vra om te verstaan dat ek ook 'n ouer is wat ook sukkel met hierdie werk waaroor ons nou gaan gesels. Ons wil graag beter ouers wees. En een van die uitdagings wat ons het, is om kinders groot te maak met 'n goeie selfbeeld of met selfrespek. Kinders wat nie minderwaardig voel nie. Kinders wat die lewe aandurf met die wete dat hulle iemand is, danksy die genade van die Here. Nou die Bybel sê vir ons in Spreuke hoofstuk 22 vers 6, vir die ouers sê die Bybel, oefen die kind volgens die eis van sy weg, dan sal hy ook as hy oud word, daarvan nie afwyk nie. Ek en u as ouer moet ons kinders oefen volgens die eis van hulle weg. Met ander woorde, dit moet 'n daaglikse ding wees. Ek het in die verlede marathons gehardloop en ek moes gereeld oefen om 'n marathon te kon voltooi. Vir my en vir u om kinders groot te maak wat eendag kinders sal wees waarna die gemeenskap sal opsien, moet ons as ouers die kind oefen volgens die eis van sy weg. Een van die groot probleme waarmee kinders vandag sit ouers om mee af te skop. Een van die groot probleme is die gevoel van minderwaardigheid. Minderwaardigheid kom al meer en meer by kinders voor. En dit is baie opvallend wanneer die kinders jong word. Minderwaardigheid is wanneer kinders voel, hulle is nie soveel werd soos ander kinders nie. Die kind se gevoel oor homself sal in sy lewenstyd altyd weer na vore kom. Gebrek aan selfrespek is een van die wêreld se grootste probleme, selfs erger as gesondheidsprobleme. En daarom wanneer ons as ouers volgens luister en selfs praat oor minderwaardigheid by kinders, dan moet ons as het ware alles los en goed luister. Elke persoon het wat genoem word 'n selfbeeld. En dit is die prentjie wat jy van jouself het as gevolg van lewenservaring, hoe dat mense jou sien, hoe dat jy reageer op dinge. Mense sê Hilton, hy's so 'n mens. Ek dink by myself, ek is so 'n mens. Dis die beeld wat ek omtrent myself het. Mense met 'n goeie selfrespek of 'n goeie selfbeeld, hulle hou van hulle self. Ek en u as ouers moet ons kinders leer om van hulle self te hou. En wanneer ons sê jy moet hou van jouself, wat beteken dit nie jy moet verwaand wees nie. Dit beteken nie jy moet jou beter hou as ander mense nie. Wanneer jy hou van jouself, sal jy ook verstaan, jy is nog nie perfek of volmaak nie. Jy verstaan ook dat jy soms dit nie kan maak of die paal haal nie. Mense met 'n goeie selfbeeld of selfrespek, hulle is nie vol van hulle self nie. Hulle het net eenvoudig hulle self aanvaar vir wie hulle is. En nou ouers moet jy baie mooi luister en baie mooi oplet. Baie van die kinders in ons gemeenskap het 'n baie swak selfbeeld of baie min selfrespek. En hier is die redes daarvoor. Hier is die redes daarvoor, ouers. Wanneer kindertjies nog klein is en hulle maak foute, dan reageer ons as ouers dikwels soos volg. Sy's onnoosel. Sy's niks werd nie. Sy's stupid. Sy's net jou pa se mense. Jy sal nooit regkom nie. En die kind word dit ingeskerp van kleins af. Die kind glo later, hy is of sy is
maar niks werd nie. Die ouers sê, jy kan jou skaam. Jy doen nooit iets reg nie. Jy's niks werd nie. Wat is fout saam met jou? Dis uitlatings wat ouers teenoor kinders maak. 'n Kind wat blootgestel word aan 'n stroom afjakke en minagting, word groot met 'n gevoel dat hy skaam moet wees, dat hy moet amper spyt is dat hy lewe, dat hy ontevrede of dat sy ontevrede oor haarself moet voel. Jy sien die samelewing waarin ons bevind. Die samelewing waarin ons bevind, het die volgende vereistes. Jy is net goed as jy die beste is. Jy is net goed as jy gewild is. Jy is net goed as jy 'n wenner is. Julle onthou mos by die skool by die atletiek, nee. Eerste, tweede, derde, die anders val uit. En jy is die grootste grap as jy laaste kom. Wanneer dit kom, ons sal praat net oor 'n bietjie meer in detail hieroor. Maar hierdie vereiste van die samelewing, dat jy die beste moet wees, dat jy gewild moet wees, dat jy 'n wenner moet wees. En mense wat dit nie kan maak nie, hulle lei 'n lewe van selfkastyding, want ek is nie goed genoeg nie. Sien nie ouers, sien u volgende as ouers, wat 'n werk het ek en u om ons kinders te laat besef, hulle is iets werd. Hoe help ons onze kinders om 'n goeie selfbeeld of selfrespek te ontwikkel? In die eerste plek moet dit aangeleer word deur 'n ouer wat 'n kind erkenning gee as die kind goed doen. Nou ek weet ons is geneig om te konsentreer op foute van kinders. As ouers is ons geneig om net met die kinders te praat as hulle verkeerd gedoen het, reg moeder? Ons is geneig om in die kinders se keel af te spring as hulle 'n foutjie in die huis maak, maar wanneer die kind uit sy eie goed doen, dan vat ons hom nie kop toe nie. Dit sal help as ek en u positiewe insette lewer in ons kinders se lewe. Selfrespek moet ook verdien word. Ouers, ek en u moet ons kinders leer om taakies by die huis te verrig. Baie keer kry jy die ma's moet niks tevrede wat die kinders doen nie. As haar huis, as haar kombuis, en die pa sê, is my tuin, is my erf, niemand, hulle mors net, ek sal het self doen. Die kind leer nie om te leer hoe om ook iets reg te kry nie. Ek en u as ouers moet ons kinders leer, deur taakies in die huis, dat hulle kan ook dinge regkry, hulle kan ook dinge doen, en so in die proses begin hulle ook te voel dat hulle iets werd is, en dit dra by tot beter selfrespek. En dan baie belangrik, selfrespek moet ondervind word. En ek wil nou vir u vra, wanneer laas het jy vir jou kind gesê, pa is lief vir jou? Wanneer laas het jy vir jou kind gesê, mama is baie lief vir jou, kom hier na toe, laat ek jou 'n drukkie gee? Doen jy dit, ouer? En selfs al sou jy dit doen, kan jy kind sien dat jy hom lief het? Kan jy kind sien dat jy haar lief het? Liefde is nie net lippetaal, sê die Bybel. Liefde moet met die daad bewys word. Ons praat oor 'n baie belangrike onderwerpie vandag met u, my vriende. Ek en u as ouer het 'n verantwoordelikheid teenoor ons kinders om te verseker dat hulle liefde ervaar. 'n Kind kan liefde nie ondervind of teruggee totdat hy eers geleer het om vir homself agting te hê nie. Ek en u as ouers het 'n verantwoordelikheid om vir ons kinders te leer om vir hulle self om te gee en om te voel dat hulle ook iemand is.
is belangrik vir elke kind om die volgende te weet. Elke kind moet weet dat hy of sy uniek is. Ons kinders is nie fotokopies van ons nie, of afdrukke van ons nie, of fotostaatkopies nie. Elke kind is uniek. Ek het 2 seuns en hulle verskil. Hulle het hulle eie geaardheid. En ek en u as ouer moet verstaan, jy kan nie vir die kind sê, hoekom is jy nie soos jou broerie? Hoekom is jy nie soos jou susterie? Elke kind is uniek. En belangrik ouers, baie belangrik, kinders moet tuis voel in die huis. Ouers, voel jou kind tuis in jou huis. Wil die kind net op die straat wees? Verkies jou kind die bure se huis bo jou huis. 'n Kind verdien menslike liefde. Ons almal weet die Here is lief vir ons. Maar 'n kind moet ervaar dat my ouer is lief vir my. My ouer waardeer my. Al is ek nie altyd die beste kind nie, maar van die liefde van my ouers is ek seker. Elke kind maak foute, maar elke ouer het die verantwoordelikheid om my kind lief te hê, ondanks die kind se gebreke. Kom ons kom gou terug na die samelewing toe. Ons kom gou terug na die samelewing toe. Ouers, ek en u moet soveel aan ons kind se selfrespek doen en aan werk, want die samelewing voel niks vir ons kinders nie. Die samelewing sê, as jy nie mooi is nie, is jy uit. As jy nie looks het nie, pas jy nergens in nie. As jou lyfie nie die regte lyfie is, die meisiekind, dan is ons maar jammer vir jou. Jongman, as jy nie die sportou is op die veld, wat ons eintlik soek hier van die skare se kant af nie, dan is jy eintlik maar niks werd nie. Die samelewing soek skoonheid. Dit maak nie van jou 'n mens nie. Alles jou neus plat, alles jou ore bak, alles jou hare pittekop, alles jou pittekop, alles die kort en vet en niemand sien vir jou kans nie. Die seun van God het gesterwe vir jou. En die koortjie sê, jy is kosbaar en waardevol vir hom. En dis wat saak maak. En 'n kind moet dit aan sy ouer kan sien. Die kind moet in die spieël kyk en sê, joh, ek lyk regtig so wat wonders nie, maar die liefde wat ek van my ouer kry, oortref alles. So ek moet iemand wees, daar moet iets omtrent my wees. En die ander ding van die samelewing, as jy nie slim is nie, die juffrou ken nie in jou naam nie. Juffrou, hoe gaan my kind dan in die klas? Nee meneer, hy is maar so. Of nee meneer, wie is nou wie u kind? Maar die vra vir die juffrou, wie is die slimste? Sy sal nou weet. Vra maar vir die mense in die pad as die kinders rapporte kry, hoe my kind het 'n A gekry, my kind het 'n diploma gekry, almal praat van hy kinders, maar wie praat van die kind wat niks kry nie? Ek en u as hy kind se ouer. Ek en u is hy kind wat nie so vinnig is hierbo sy ouer, en hy kind moet weet, my ouer het my lief, al is ek die skerpste potlood in die laai, of die skerpste mes in die laai nie. Ons moet lief wees vir ons kinders, ondanks hulle intelligensie ouers. En dan is daar ander probleme van die samelewing se kant af. Partykeer dan verstoot hulle jou omdat jy 'n enkel ouer se kind is. As jy in 'n buurt bly waar almal ma's en pa's het en hier kom jy te pa nie, jou pa het jou vergeet en net daar gelos en hy hoor nie oor jou nie, nou is jy ook nie sommer goed nie. As kind nie, ouers is nie reg teenoor ons kinders nie.
Party kinders is gestrem of hulle het net gestremdes in hulle familie, dan word hulle ook verwerp deur die samelewing. En ek en u as ouers moet ons kinders van liefde en aanvaarding verseker te midde van hy gestremdheid. Sommige keer is ons te arm om in te wees. Die mense by ons het 'n kar, oorkant ons, hulle ry met die nuutste kar, ons huis ruitte is eers in nie, ons het nie eens regte meubels nie, en nou voel my kind, fooi tog, ek is maar niksie, ek kan nie met hy mense kinders speel nie, want kyk hoe smaat is hulle, ek en u as ouer moet ons kind verseker, te midde van ons armoede, is jy nog altyd kosbaar. Soms maak kinders foute, jonk in hulle lewe, dan word hulle deur die samelewing verwerp, en hulle voel hulle is niks meer werd nie, en dis waar ek en u as 'n ouer moet ingryp, en ons kind verseker van aanvaarding en van liefde. So u sal agterkom, die samelewing is baie hard op ons kinders, maar ons as ouers het 'n verantwoordelikheid om ons kinders te laat verstaan, hulle is kosbaar en waardevol. Die God wat hulle liefhet, sy liefde word openbaar deur die ouer. So om kinders in die lewe te bring, is nie sommer maar net so nie, as 'n goddelike werk. As 'n eerbare werk, my vriend. Sommige kere dra ouers by tot die probleme wat kinders ervaar, om goed oor hulle self te voel. Sommige ouers, soos ek reeds vroeër genoem het, is net daartoe uit om hulle kinders te kritiseer en om fout te vind met kinders. Hulle is fitterige ouers. Kinders het nie sulke ouers nodig wat net afjakke in kritiek lewer nie. Maar dit is egter ook 'n probleem dat sommige ouers self nie goed oor hulle self voel nie. En mense wat nie goed oor hulle self voel nie, kan nie iets goed in ander mense sien nie. As jy probeer agterkom hoe is iemand se selfbeeld, luister maar net hoe hy van ander mense praat. Jy hoor nie maklik hy persoon gee vir iemand 'n kompliment of erkenning nie. Hy's net iemand sê, "Nee, ou het regtig waar baie oulik gepraat." As jy, "Ja, maar hy het te hard gepraat." "Ja, nee, maar hy was nie reg aangetrek nie." "Ja, maar hy het nie lekker duidelik gepraat nie." Jy kry altyd sulke mense omdat hulle oor hulle self nie tevrede is nie. En wanneer 'n ouer so is, dan gaan die ouer hy kind dieselfde doen en dit gaan van geslag tot geslag oorgedra word. Die Here waarsku vandag vir ons as ouers moet onsself erken as mense wat kosbaar is in die oë van God. Mense met 'n toekoms, mense met 'n lewende God, mense met 'n heiland wat soveel vir jou omgee dat hy dood gegaan het vir jou. Jy is iemand, my vriend. Jy is iemand. Al is jy van die eenvoudigste dorpie, al kom jy in die eenvoudigste huis, al woon jy nie in die haaglikste omstandighede, jy's iemand. Dan kry ons ook die oorbeskermende ouer. Die ouer wat altyd sê, dit kan nie my kind wees nie. Nie my kind nie. My kind sal nooit dit doen nie. Jy kry daai ouers wat niks verkeerd met hulle kinders sien nie. Sê mense, die kind het mekaar ingebreek gestaan. Wie? Nooit meneer, ek ken my kinders sal nooit so iets doen nie. Jy kry ouers wat nie wil erken hulle kinders het ook swakhede nie. Dis nie goed vir jou kind, die ouer. Sommige ouers het geen belangstelling in hulle kinders se vordering nie. Sommige ouers sê pertinent vir kinders, kykie, ek is besig aan speel man, ek het nie tyd vir julle nou nie. Sommige ouers aanvaar of verwerp hulle kinders afhangende van die situasie. Party van ons ouers is baie nice teenoor ons kinders, as ons besoekers het. As daar mense by ons kuier,
As dit, dis my babietjie, ek is so lief vir hierdie kind van my, my kind is so pragtig, maar as die mense weg is, dan sê die kind, gaan uit die so, ek soek julle nie in die huis, ek bou net die huis aan die kind, dan word die kind heeltyd verwerp. Sommige keer wil ons as ouers net gesien wees, wanneer dit kom by aanvaarding van ons kinders. Sommige keer word aanvaarding van die kind bepaal deur die by waarin die ouer is. Om te dink, ons kry kinders, dan sê ons vir hulle, ek het nie lus vir jou nie. Vriende, hier in ons gemeenskap is baie kinders, wat soms kinders kry, omdat hulle eie ouers nie lus is vir hulle nie. Party ouers verwerp kinders, omdat die pa wil 'n seun hê. Nou kry jy 'n meisiekind as hy kwaad. Ek wil nie 'n meisiekind gehad het, ek wil niks met my kind te doen hê nie. Nou word die kind verwerp deur die ouer. Sommige ouers voel die lewe is swaar. Hoe kan ek nou swanger word? Ek het nie meer geld, ek kan nie doeke bekostig nie. Ek het nie pap geld, ek het nie kos nie. So hierdie kind moet ek nou verwerp. Sommige kinders word verwerp as gevolg van houdings in die familie. Al my skoonmense, al my vrou se familie, hulle het mooi hare. Ek het nou nie mooi hare nie. Nou kry ons 'n kind, 'n dogtertjie. Die dogtertjie het nou ongelukkig die pa se hare. Sy steek nou af by die ander familie. Nou het hulle nie lus vir haar nie, want sy lyk nou soos 'n plaaskind. Families doen dit. Families verwerp kinders oor die kinders se voorkoms. Ek en u as ouer moenie laat ouma en oupa of skoonma of skoonpa ons werk afvat om ons kinders groot te maak. Ouma en oupa, u het die kinders gehad. Ma en pa moet vir die Here antwoord gee vir hy kind. As u vandag 'n ouer is, maak self jou kind groot. In ons gemeenskap is ons dikwels geneig om kinders te kry en hulle vir ma te gaan neersit. Ek het 'n goeie ma, my ma sal my kind goed groot maak. Hoe het jou ma jou groot gemaak dat jy jou kinders weggee? Ek en u het 'n goddelike verantwoordelikheid om my kind te leer wat liefde is. Om my kind te leer wat aanvaarding is. En die beste plek vir die kind om dit te leer is by sy eie ouer. Of by haar eie ouer. Hoe weet ons wanneer kinders sukkel met hulle selfrespek? Hoe kan jy agterkom dat kinders sukkel met selfrespek? En hierdie simptome moet jy kyk voor oor 'n redelike tydperk. Jy kan nie sommer net vandag huis toe stap en kyk, jy die kind van my is so nie. Jy moet die kind monitor, jy moet die kind dophou vir 'n tyd lank. As hierdie kind nie goed is in besluitneming nie. As hierdie kind teruggetrokke is en die kind is half eenkant meeste van die tyd in sy eie wêreld. As hierdie kind hom nie kan gedra nie, hy soos ons sal sê, hy likes afshow. Hy hou van om aandag te trek, hy hou van om verkeerd te doen sodat hy aandag kan kry. Die Bybel sê openlike teregwysing is beter as verborgde liefde. So kinders sal liewer 'n fout maak sodat hulle aandag kan kry as wat hulle nie kan sien hulle ouers het hulle lief. Het jy opgelet as die besoekers kry? Dan klim die kind op die koffietafel. Het jy opgelet die kind doen dinge wat hy nooit doen as daar nie mense is nie. Want die kind wil net probeer vasstel as ek nog aan my plek, so die kind doen 'n verkeerde ding om my aandag te kry. So ek en jy as ouers moet bewus wees van ons rol as ouer gedurig deur. Sommige kinders doen dinge om vriende tevrede te stel, om in te pas, om aanvaar te word. Al die kinders wat vandag dwelms gebruik en drank gebruik en sigarette rook, wil dit nie noodwendig doen nie, maar dit is by daai tipe vriendekring waar hulle aanvaarding kry.
Niemand wil 'n dronklap wees nie. Maar dit is die dronkies wat my aanvaar en wat vir my omgee. Want my ouers het nie tyd vir my nie. Kinders met 'n lae selfrespek, heel maklik. Hulle is dikwels gespanne kinders en hulle hou van om ander kinders te laat huil. Hulle hou van beklei met kinders. Sommige keer kan jy sommer 'n kind se houding sien. Sy liggaamshouding kan jy sommer sien, die kind is netjies, die kind loop maar sommer so papperig, hy lyk nie soos iemand wat selfvertroue het nie. Weereens wil ek sê, jy kan nie nou sommer eendag 'n oordeel oor die kind vel nie. Jy moet die kind mooi dophou en werk aan daar waar jy sien is dalk 'n probleem. En dan moet ek ook vir julle sê, hoe groter die kind se afwyking, hoe groter is die kind se behoefte aan aanvaarding. Ek kan hier nodig vandag om te besef, ons kinders moet een ding weet, my ouers aanvaar my. Hoe bou 'n mens eie waarde by jou kinders op? Hoe kan ons help om ons kinders eie waarde op te bou? Ek en u as ouer moet in die eerste plek vandag miskien besef, ons het fouteer tot nou toe. En as ons dit agterkom, dan moet ons vir die kind kan sê, mami is jammer, omdat mami jou so afgeskeep het. En ek en jy as ouer moet selfs by God vergifnis vra, omdat ons die ouers gewees het, waartoe hy ons geroep het. Help die kind om een of ander vaardigheid aan te leer, sodat jy kan sê, kom ek leer vir jou koekbak man, kom ek leer vir jou om my kar te diens, kom ek leer vir jou om vir my te help om die klank op te stel, sodat jou kind kan leer, ek is ook iets werd. En dagelijks ouers, moet ons kinders aanvaarding toon. Dagelijks moet ons kinders verseker van die feit dat ons hulle lief het, nie net deur woorde nie, maar ook deur ons optrede. Wanneer laas het jou kind 'n drukkie gegee? Wanneer laas moeder het u hy stout kind 'n drukkie gegee? Wanneer laas as jy daar in die huis sit en die kind kom in, het jy hom oog geknip? Wanneer laas het jy hom geroep en sê kom luister gou hier in jou oor? En hy vra, wat is dit nou mama? Ai mama, wat is dit nou? Hy sê, ek hoor jy man, in die oor. Mama is lief vir jou. Wanneer laas, wanneer hy kind se neus so vuil is, hy kleintjie, het jy hom gewys, kom nie na toe man, en vat sommer jou eie klere en vee af hy neus, net om vir hy kind te verseker, dat maak nie saak by mami nie, want mami is lief vir jou. Vriende, as ons van liefde wil leer, moet ons by God leer. As ons van liefde wil leer, moet ons by God leer. Want God is liefde. God is liefde. En Jesus se houding teenoor ons, die Bybel sê, aan ons is 'n seun gegee, hy is ons ewige Vader. Altyd tyd vir ons. En vaders, dit is die tipe pa wat ek en jy moet wees. Altyd daar vir ons kinders. Kan ek dit reg kry ten slotte? Kan ek as 'n ouer dit reg kry om my kinders beter kinders te maak? Kan ek en u as ouers dit reg kry om kinders te bring in hierdie samelewing waarop klaar stroom kan trots wees, waarop ons gemeenskap kan trots wees? Kan ons dit reg kry? Wat sê die Bybel? Die Bybel sê in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, die Christus wat my die krag gee.
Ek is in staat om 'n goeie ouer te wees deur Christus wat my die krag gee. Ek is in staat om reg te maak waar ek gefaal het deur Christus wat my die krag gee. Vriende, ons sluit af vandag met 'n aanmoediging. As u gefaal het, die Here vergewe. As u gefaal het, die Here gee weer kans. As u 'n beter ouer wil wees, daag ek uit om nader te staan vanoggend. Ons gaan hier 'n kring vorm en met die Here praat om ons te help om ouers te wees wat kinders in ons gemeenskap gaan grootmaak waar ons veilig kan voel. Omdat ons kinders eerlik sal wees, omdat ons kinders opreg sal wees, omdat hulle kinders sal wees wat respek het vir hulle self en ook vir ander. Kom ons bid saam, terwyl ons die Here vra om ons te help om ouers te wees, waarby hy kan trots wees. As u vandag as 'n ouer gebed nodig het, kom ons bid saam, terwyl ons God vra om van ons ware ouers te maak. Die Here seën u. Geliefdes, kan ons 'n oombliekie kry waar ons net met die Here kan praat. Ek weet dit is 'n bietjie warm, want sal nie lank wees nie, maar ek wil graag hê ons moet net hier 'n kringetjie maak en met die Here praat oor ons as ouers. Kom nader, vriende. Die Here is lief vir my. Hy sê voor God, die sonstraal skyn deur my venster. Die Here is lief vir my. Die Here is lief vir my. Hy sterf op Golgotha. Die sonstraal skyn deur my venster. Die Here is lief vir my. Ons Vader wat in die hemel is, soos ons vanoggend hier so staan met ons hande aan mekaar vas. Bely ons dat ons as 'n gemeenskap hier so staan wat bekommerd is oor ons kinders. Ons is bekommerd oor ons huisgesinne. Ons is bekommerd oor ons gemeenskap. Ons is besorgd oor die toestand waarin ons kinders is. En ons kom om te vra dat U ons gegee waar ons geporteer het as ouers, om ons kinders op te voed op 'n manier wat vir U aanvaarbaar is. Vergewe vir elke fout wat ons gemaak het in ons pogings om kinders groot te maak. Kinders wat voorbeeldige burgers die land en vir die gemeenskap is. Yes. Ons bid Vader dat U vir ons help om dit toe te pas wat ons vandag geleer het. Gee ons krag asseblief. En help ons Here om ons kinders lief te hê soos U vir ons liefhet. Yes. Help ons Here om onsself lief te hê. En om met daardie selfliefde ook ons kinders so handel. Yes. Kinders te aanvaar net soos hulle is. Uitgebreide families om te gee vir mekaar. Yes. En om te gee ook vir ander lede van ons gemeenskap en ons buurmense. Help ons om mekaar aan te help en om mekaar aan te spoor en om mekaar te ondersteun in die opvoeding van ons kinders. Here, daar is soveel dinge wat verkeerd is in ons lewens. Yes. Soveel dinge wat verkeerd is in ons woonbuurte. Kinders wat niks voel vir hulle self, daar's kinders wat self gooi. Yes. Daar's kinders wat nou groot mense is, wat nie weet wie hulle is of hy en hulle op pad, wat geen doel in die lewe het nie. En 10 teen 1 het ons 'n deel daaraan dat hulle so is. Dis waar, Here. Here, help ons asseblief om voor te begin. Asseblief, Here. Help ons om 'n nuwe begin te maak in die opvoeding van ons kinders. En bo alles help ons om vriendskap te sluit met U wat ons
hemelse Vader is. Yes. Ons vra dat U vir ons help om na U te aard, deur Asseblief. die inwoning van U Heilige Gees. Yes. Ons bid vir U teenwoordigheid in ons huise, sodat almal sal weet dat Jesus by ons woon. Yes. Ja, dat ons huise en ons huisgesinne 'n voorsmaak sal wees van die hemel, omdat God in ons harte is en omdat God in ons huise is. Ja, dat elkeen van ons dan met vrede sal gaan waar ons ook al gaan, want Yes. ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Amen.